Vader, dankie Abba vir die voorreg wat ons gehad het om ons alles kon uitpoor vir die Abba. Dankie dat ons hierdie oggend vir U kon bring, Abba, en ons net kom sing, Abba, hoe amazing is U, hoe amazing is U sien Yeshua. Vader, mag U naam geseënd wees vandag, Abba, mag U naam geseënd wees Yeshua, mag U naam geseënd wees Koach HaKodesh. Dankie dat U is nou en tussen ons is en U is welkom, Abba, ons nooi U uit om tussen ons te kom wees. Dankie dat U die Gees gee om in ons harte te wees nou. En die Gees vir ons gegee het om ons te kom leer. Kom leer ons, Abba. Vader, mag ons uitroep so saam uitgeroep het. Hier is ek, Vader, en spreek U die naam luister. Dankie vir U woord, Abba. Ons eer en ons bid in die seën Yeshua se naam. Amen. Amen. So ek goeiemôre julle. Ek is besig met vandag praat ek oor Vleesdrag en partyskap. Ons is nog steeds besig met die vrugte van die vlees. En is so amazing, Abba het ons gesê, ons moet begin praat oor die tabernakel, om die tabernakel weer te werk. En dit is ons nog steeds besig oor die waskom. En dit is nou amper, ek weet maande al na het nie. Dit is so amazing, Abba se woord is. En dit is ook om my sê, en Korintiërs dat ons is die tempel. En alles gaan oor die tempel. En die tempel hoe Abba wil hê, hy wil ons leer. En dit is hoe Yeshua gesê het, hy is die weg, hy kom leer ons. Hy is die waarheid, hy is die lewe. So tussen die weg en tussen die lewe is daar 'n bietjie waarheid wat ons moet leer gaan. En mag Abba se kom ons kom leer. So baie min mense vandag wil praat oor die vrugte van die vlees, want dit is die harde soete. Dit is die wat sweet baie keer uithaal. Dis baie keer moeilik om letterlik met mense te praat byvoorbeeld oor hoerery. Nee, sit jouself in daai posisie, dis moeilik. Want as jy met mense gaan praat oor 'n hoer, dan is soos 'n hoe kan jy nou hoor sê? En tog is dit iets wat in die woord word gepraat van die hoer. En dis dalk die vyand wat dalk die naam hoer wil wegsteek, want asseblief moenie oor praat nie. Omgekeerd is dit belangrik om te praat oor 'n hoer, want Abba het gesê Israel as gevolg van hulle hoerryk het hulle geskei. En dit is belangrik. So die vyand steek dit weg, asseblief moenie oor praat. En dat mag Abba ons leer oor wat ons mag praat en nie praat. En mag hy vir ons 'n wag voor ons mond sit, wat sy Ruach HaKodesh is, sy Heilige Gees is, om 'n wag voor ons mond te hê, dat ons kan duidelik weet wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Dis baie belangrik, want die vyand kan dit aan die ander kant gebruik om skeuring te bring. En dis waar ek vandag wil praat is oor skeuring in bedieninge. Partyskap. Maar julle een keer as alles se wil is ons volgende week, volgende week weer praat oor partyskap, twis, jaloesie, alles daai tweedrag, alles moet saam. Daai moet saam en dit is belangrik, want Abba sê ek sal die koninkryk nie beërf as jy dit doen. Dit is iets wat belangrik is. En as alles se wil is, gaan ons nog so 2 weke in wees in die vrugte van die vlees, en dan gaan ons begin praat oor die vrugte van die gees. En so gaan dit aangaan, net soos Abba ons leer. So, om te verstaan, kom ons gaan lees weer Galasiërs 5 vers 19, vanaf vers 19 af. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, so net die laasweek van 2 weke terug, gepraat van towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge. Waarvan ek julle voor sê, soos ek al vroeër gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërf. Dit is belangrik. Dit is baie belangrik. En dit is interessant, dat ek het voorbereid en lees ek partyskap en tweedrag. Dit is Afrikaanse woorde wat mens nie eintlik baie hoor nie. Dit is ja, al die goed is en dit is baie interessant. Alles pas by mekaar in die laaste stukke, twis en jaloesie en partyskap. Dit is alles dinge wat by mekaar pas. So, dis iets wat baie gebeur in vandag se tyd. Is oneenheid. Dis split, mense spreek ons baie maar verstaan, mense wat split, skeuring wat gebeur in bedieninge, as gevolg van partyskap, as gevolg van twis, as gevolg van naaiwer, daar's allerlei goeders
bring skeuring in bedieninge. En dis vandag gebruik die vyand dit ongelooflik baie. Ek het met daar Alex vandag gepraat. Dit is een van die groot wapens wat die vyand bring in bedieninge. As hy 'n huisgesin kan opbreek, of as hy die eenheid, as hy 'n bediening kan opbreek, dan smaal hy, want dan skeur, die liggaam kry seer, die bruid kry seer, en dan gebeur dat mense weer teruggaan. 'n Boeta besluit dalk net nou, Heilige Gees pas op sy hart is nou, hy wil weer skoonmaak, hy wil begin, hy wil die pad stap, en dan kom hy in 'n bediening in, en hy so lekker in die begin, en dan, poep, terugwerk ons het, kry seer. En dis op die kant, want mense hier binnekant kan seer maak, maar mense op myself kan ook dalk te gou seer kry. So dit is baie belangrik dat almal sal leer. Dis een van die vyand se wapens, en die probleem is met ons mensdom, 'n mens neig altyd na iets beter. Dis in ons natuur, en die probleem is, ons mensdom sal altyd, jy sal tot gaan en teiker op mense se tone klap om iewers te kom in vandag se lewe. Dit is alles vandag se tyd gaan die meeste die vyand begin werk met ons is so daai aansien, daai van jy net 'n bietjie beter. Dis nog ons boere se grootste probleem dink ek vandag se tyd is. Die boere van vandag is jy sal by ander boere soos boer se tone trap net om bo uit te kom. Net om te kan sê maar ek het dit gemaak. En dit is baie groot probleem in ons Afrikaners en ek dink die vyand weet, hy gebruik dit. Dit is ongelukkig so. Ons het daai soeke na meer, vir meer status, meer aansien, meer kennis. En aan die einde van die dag kan dit veroorsaak dat die liggaam van Yeshua gespeel word. Die mense kry seer, ons het al baie keer gesê, mense kry seer en dan gaan hulle val weer terug in die wêreld en hulle ou lewens toe en hulle ou dinge wat hulle doen. Want dan wil hulle nie weer dit doen nie, want waar kry hulle seer? En dit is ongelukkig hoe die mens werk. As hy iewers hy begin seer kry, dan skram hy weg. Dit is maar defensiemeganisme in ons het. Dis om weg te skram as ons seer kry. So een van die mooiste verse, en ek sal elke keer sê, dit is amazing, van eenheid, dit is Psalm 133. Luister net weer. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van haar Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Nou baie mooi is dat Aaron was 'n hoofpriester geweest. En dit is so mooi soos die olie wat afloop van sy baard af oor sy klere. Nou dit is hoe Abba sy eenheid beskryf. Nou kyk gou mooi so, wat het die ou hoofpriester gehad, hy het hierdie borsplaat gehad. Wat het dit verteenwoordig? Die 12 stamme. Wat verteenwoordig die 12 stamme? Verteenwoordig die bruid. Abba sê as daai eenheid is, gaan dit so mooi sy olie salf, die bruid salf. Dis so mooi eenheid vir ons. Dis daai olie wat afloop. En dan soos daar sê ek het gesê van dan is vers 3, dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here sy seën, die lewe tot ewigheid. Daai water wat loop van berg Hermon af. Maar as jy kyk hoe daai water loop van berg Hermon af, bly dit loop. Dit bly loop. Die hele Israel se water loop uit van die noord, die vlak van Israel hoe water loop is uit die noorde uit na die suide. Dit loop Jordaan, See van Galilea af tot by Boesee. Dis hoe die water loop in Israel. Nou dit is hoe daai eenheid van Abba is. Die beginplek. Eenheid is die beginplek by berg Hermon, waar daai water begin, waar sy strome lewende water loop en dit sal bly loop. Maar eenheid sal bly, ek het laas gesê van daar sal dalk 'n bietjie klippies wees in die pad. Dit gaan nog 'n bietjie split bring. Maar die punt is as jy 'n klip kry na lewende water, as hier so byvoorbeeld 'n klip by hierdie bediening gesit word, dat jy nie kan, dit is nou 'n groot struikelblok vir die bediening. Water loop weer die vorm na die klip weer. Water bly loop. Yes, daar gaan klippe wees. Dit is 'n vyand. Die vyand gaan klippe sit. Mag ons hierdie groot bulldozers hê of hierdie groot beegrawe hê, maar klippe, nie onsself nie, maar mag Abba vir ons daai krag gee om daai klippies net uit pad te vat en aan te gaan. Nie net sommer net nou kom ons 'n nuwe stroompie soek nie. Dis die probleem. Sodra daar klippe begin kom, aan 'n pad toe. Kry nuwe water, kry nuwe strome. En dis die ding. So Abba sê hy belangrik en hy sê hierso waar daar gebied die Here die seën. Abba seën mense daar waar iemand is. Hy gebied die seën. Dis belangrik. En wat doen die vyand? Hy breek dit. Want hy weet daar is 'n seën wat rus op die bruid as daar
daar's 'n seun met die bruid as daar een in die huis is. Die huis is gesien. Dit is 'n feit. Hoe lekker dit is dit nie as 'n huis gesin as jy mekaar kom nie, dit is hierdie eenheid, hierdie harmonie. Dit is lekker. Maar hoe lekker is dit nie as daar so net ietsie krap in die huis, dan val die hele huis en dan word die geskop daar op die huis. Net so erg gekrap. En dis wat die vyand wil doen. Dis is sy missie daar. Een feit is dat die vyand haat eenheid. Hy wil. Een van die voorbeelde van eenheid breek in die woord wat ons kan gaan kyk. Ek gaan nie die hele storie ons klos ken nie. Is die storie oor Korag. Korag hulle was die Aaron en Moses se neefies gewees. En ons kan nog baie praat want dit is deel van hierdie hele reeksie van die jaloesie en rebellie en alles. Dis wat Korag aanvaar. Hulle het al wat goeds gehad, rebellie gehad, hulle het jaloesie gehad, hulle tweedrag, partyskap, hulle alles gehad. Al wat op 'n dag tyd vir Korag uitgehaal. Die aarde het ook gemaak en hulle is ingesit. Die ander is die vuur verbrand voor die ingang van die tabernakel, want hulle mag nie daar gewees het. Dit is net 'n aarde wat dan gekom het. So net vandag deur te sê wat hulle wou nie aanvaar wat Allah vir hulle gegee het. Korag wou nie aanvaar nie. Hulle het gerebelleer en is daardeur gestel. Wat is rebellie? Dit is Psalm 15. Rebellie sê die woord is hekserry. Omstel om op eie sinnig te wees in die woordspeel, eie sinnig te wees, stelling teen om aan die baie maklike is afkostenis. As jy stelling is. En dit is wat die vyand se wapen is. Die punt van die saak is, ons is een liggaam. Een liggaam wat ons saamwerk. 1 Korintiërs 12 vers 27 sê dit. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode is of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons almal van een gees deurdronge. So net gou 'n vraag hier. So as jy word gedoop basies, as jy gedoop is, dan kry jy daai ding. Dan word jy deel van die liggaam. Dit is wat die woord sê. Gedoop word liggaam. Of jy nou Griek is of jy Jood is, as jy gedoop word jy een met die liggaam. So as jy nie gedoop is nie, net 'n vraag, is jy dan deel van die liggaam? Want hier staan dit geskryf. Die doop is die entry vir deel word van die liggaam, waarvan Yeshua die kop is. So die doop is, dis ook die doop, dis ook die vyand so die doop, heeltyd die doop is en die doop wil skeiding bring oor die doop en mense wil laat skei oor die doop, want dadelik doop, hierso sê die woord, die doop sit jou gee reg oor die eenheid van die liggaam. Net om aan te dink. Vers 14, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort ek daarom nie aan die liggaam nie? Dit is feitlik nie baie vandag wat hy jou minderwaardig maak nie. Want ek kan nie deel wees van die liggaam nie. Ek is 'n skewe voetjie of ek is 'n halwe handjie. Hy gaan vir jou sê, ek gaan sien jy's nie werd om die liggaam te wees nie. Okay. So hy eers keer jou eienaarskap tot die liggaam, dan keer hy jou om te doop. Dan vertel hy jou jy's nie goed genoeg nie om die eenheid saam met die liggaam te hê. So vers 16 sê, en as die ore sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort ek daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede, wat vir my so, maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. So Allah besluit wat sy deel van die liggaam moet wees. Nie hy self nie, soos hy gewil het. Dit is baie belangrik. Want as jy gaan wil besluit, jy wil die voet wees, maar eintlik as jy die oog, dan gaan dit nie jou uitwerk nie, want jy gaan agterkom al ek leef nie my purpose nie. So as jy self kies, of iets wil wees vir 'n rede, miskien om gesien te word. Miskien as jy dalk self besluit, ek wil die mond wees, want dit is cool. Jy kan die voorstaan, mense kan
Door monde oopmaak vir jou. Maar dis hoe baie mense dit sien. Maar die probleem is dat dit nie goed funksioneer nie. Die liggaam gaan daar, jou liggaam gaan, die liggaam of die deel is gaan daar op die einde van die dag, nie een oog het, of dalk net so vingers, want al die liggaam waar die eenheid is dit nodig dat die oog wat Abba gesê het, die oog wees vir hierdie eenheid en die bediening. As daai oog nie op sy plek is nie, of daai vinger nie op sy plek is nie, gaan dit nie werk. En dit is wat die grootste probleem vandag is, want almal wil die mond wees. Die meeste wil die mond wees. Maar gaan vra 'n bietjie, hoekom wil die meeste mense mond wees? Wat sê jy? Dink aan dit. Vers 9 sê, as almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, waar het 'n liggaam, en die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik, waar die swakste lê. Die swakes is ook nodig. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloedige eer. En so het ons sierlike lede oorvloediger sekerheid, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde oorvloedige eer gegee. Hoe mooi is dit? Die misdeelde oorvloedige eer gegee. Battery. Ons het 'n battery toe vandag. Ekskuus julle. Ek gelukkig stukkies gebruik. Kan weer gebruik. As ek net so praat. Ons charger moet lekker charge. Dis dit, ons weer klaar. En die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloedige eer gegee. So broer en sis, as jy daar vandag hier so sit en jy voel nie waardig vir die liggaam. Jy voel dalk, jy vind dat dalk jou voel jy is nie goed genoeg nie. Jy leef nie jou roeping uit. Maar dis wat die mense doen. Hy sê vir die meeste mense jy steek soos 'n rompot hierso. Jy kom net hierso, jy raai net en jy gaan huis toe. Jy het niks. Jy deel nie liggaam nie, jy kom ontvang nie. Dis wat hy lieg. Hy lieg vir ons dit. En baie keer dat ons dit voel. Want omrede hoekom jy sit hier so en sê, nee, maar kyk daai net. Kyk hoe was hy skoolgoed. Kyk hoe praat daai ou. Kyk hoe doen hy die plan. Waar pas ek nou in? Is dit nie 'n vraag wat die vyand van ons hore vleis nie, waar pas ek in? Maar hy lieg vir jou. Want die ding is wat Abba hierso vir ons leer is, hy gee vir jou gelyke eer. Dis nie meer wat jy vir die mens beteken nie, dis wat jy vir hom beteken. Dis die eer wat jy vir hom gee as jy dit doen. Als kyk jy nie te soek. Dis die ding. Die vraag is, waar soek jy die eer? Soek jy by die mens of soek jy by Vader? Dis die ding. Want hy sê, die eer is gelyk of jy nou hierso staan en die mooiste stem het en sing, of skorrelgoed was, dit gaan oor, jy gee vir jou alles. Dis wat hy vir jou in die liggaam. Vader is tyd die eer. Weereens gaan dit oor die hart. Dis selfs soos dit is. Of jy nou daar R1000 of R1, dit gaan oor die hart, daar gelyk is. Dit gaan oor die hart. Want die verskil is hoekom doen jy dit? Maar ons gaan nou uit. Pas met jou, sodat daar geen, hoor vir my, sodat daar, Abba gee gelyke eer, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid bly, bly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en die lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers. Helpers is ook deel van die liggaam. Om te help is ook 'n gawe. Om te help is ook maak jy deel. Ek sê altyd skorrelgoed was. Ja? Dit is ook 'n talent wat Abba vir die vrouens gegee het. Dis 'n gawe. Die mans kom kort daar. Okay? So die helper gedeelte as hy skorrelgoed was,
Dis 'n gawe wat Abba jou gegee het. Go for it. Dis is so amazing is. Abba, dit is nou ons grap daaroor, maar dit is belangrik want ons almal is deel. Of jy nou skool of as bloed gee, jy is deel. En Abba sê is gelyk. Dis wat so mooi is. Dis wat so mooi is. Wat gaan aan? Regerende alle barende talente. Almal is nog nie apostels nie, almal is nog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Jy het kragte ook nodig. Baie wat hier kom en hy het ons mals heeltyd maak nie saak omstandighede. Jy het nodig. Vers 30. Het almal genadegawes van godsondmaker, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê. Maar beywer julle met die oog om die beste gawes en ek wys julle nog uitnemende weg. Konsentreer op die beste wat jy vir almal kan gee, die gawe wat jy kan. Want vyand maak deesdae die liggaam pad. Eerste deur die mense wat hulle hoor ag as die ander. Veral die leraars. Ek wil vandag klem sit op leraars. So ons almal is priesters vandag. Efesiërs 2 vers 9 sê dit. Ons verstaan dat deur Yeshua is ons priesters. Sodat niemand ooit vir jou vertel jy mag nie preek nie. Yeshua het weggemaak dat jy kan preek. Onthou Yeshua, hy is die hoëpriester. Hy het weeklik die hoëpriester geword. Met ander woorde, ons almal het 'n werk wat ons moet doen elke dag, want dis wat die hoëpriester uit vir die werk is gegee vir die priesters. En hy gaan dophou of die priesters dan hulle werk doen. Dis so leer ons werk. Okay? As almal priesters is, beteken dit ons almal moet preek vandag? Nee. Elke persoon kry 'n geleentheid om te preek op verskillende maniere. Alles die baie mense op jou pad. Dan praat jy. Jy getuig. Jy waarsku. En sonder dat jy weet, het jy gepreek. Daar weet. Hier was jy vanoggend ingestap het en jy het getuig. Dis 'n preek. As jy daar uitgaan laas iemand op sy pad en jy bid vir hom, dis 'n preek. En dis die ding, mense dink om te preek is om die voor te staan. Nee. Dit begin daar waar Abba op jou pad. Want hy gaan vir die woorde gee, jy gaan met daai persoon preek. Dink net bietjie hoeveel geleenthede kry jy 'n dag om te preek. Of preek jy net vir jou kinders en vrou, jou baadjies by die skool. Maar nee, ons wil daar voor staan en aanhangers verwag. Want doen jy vir verkeerde rede. Dan sê jy priester vir verkeerde rede. Want pas op, dit kan jaloesie veroorsaak en partyskap. Want ek kry nie kans om te preek in baie bediening nie. So nou gaan ek eerder na 'n ander bediening gaan. So weet jy baie nie. Nies vir jou dan sê so wat so voel. Abba, nee. Abba, jy kan skryf en jy kan skryf tot jy blou is. Abba, pas op nie, jy bring nog spere die hele tyd, soos wat jy aangaan met die soekel te begin voorstaan. Vra vir Vader hoe hy jou wil gebruik. Heel eers. As hy vir jou wys, doen dit. Doen dit. Al is dit by die skool, al is dit by jou werk. En die bediening as jy koffie drink, jy gesels met die mense. So net om dit te verduidelik. Vader het die priester al vir Levi gegee. Die Leviete. Okay, so Levi hulle was die gehoorsaams geweest wat in die goue kalf af God nie. Vader sê julle sal my erfgename wees. So die Leviete was die erfgename geweest en hulle die priester ampt bedien. So hulle was oralste waar hulle gestagneer het in die beloofde land, Kanaan. Oralste die priesters vir verskillende dorpies was, het die mense vir die priesters gesorg. Hulle was righteous in kos. Tot Vader se tot in sy offers heeltyd gee dit vir die daai bietjie bly oor vir die priesters. Dis hulle het dit oorgehad, hulle het genoeg gehad, hulle was voorsien geweest. Maar daar was die erfgename geweest. So was almal die priesters? Ja. Maar daar was verskillende lede van daai liggaam op daai stadium geweest, want byvoorbeeld Aaron en Moses, hulle die priesterlike ampt gedoen. Hulle was Aaron is aangewys as die hoofpriester deur die rebellie van Korah. Nou ek praat baie keer oor die staal wat die Amannemomies omgehaal het, hy aangewys. Abba het weer iets kom wys Abba aan. Hy kom wys die priester ampt aan. So vra vir Abba, as Abba jou wys, go for it.
gewys, hy het vir almal gewys hoe hy sy gewys. Hier's 'n wonderwerk nou gedoen. Hier's 'n staf wat 'n blommetjie nie kan uitgroei nie. Hier's ons die blommetjie nou op. Dan wys hy vir almal hierdie is die hoofpriester. Right? So Aaron het uitgewys as hoofpriester. Korag rebelleer, want hoekom kan hy nie 'n priester wees en hy het gesterf daardie. So miskien deur jou rebellie kan jy dalk geestig sterf. So die ander was ook die priestersampt gedoen. Die neefies van Aaron, daar was nog ouens gewees. Dit het nie gestop daar nie, want Gerson, Kohat en Merari, hulle was ook deel gewees van die Lewiete. Hulle was deel gewees. Hulle het deel om die tabernakel, die vriend om die tabernakel gebruik. En hulle het weer eens sê, as jy kyk na elkeen en is 'n verskillende daakies wat hulle doen, vandat hy het gekyk na die esemente toe met geskuide, vandat hy het weer die linne gemaak, vandat hy die hout gemaak, vandat hy die gordyne gehad. Daar was die hele tyd by die tabernakel, daai tyd was daar al klaar gewees, daar was 'n lig om dit gebruik. Maar Aaron en Moses, hulle was die ouens wat dit toegemaak het en hulle die nice werk gehad, yes. Maar hy het ook die moeilikheid gehad, want die hoofpriester was nou so nice geweest, maar jy het gewag vir 'n jongie, hoor. Die dag van versoening, want jy het weet jy kan nog sterf. Daar was 'n hoof, nee, dis ons sien. Wat kry jy vir ons abilities kan, jy weet. Ja, wat kry wat hier van met groot ding hè, ja, ek sê, met groot verantwoordelikhede kom daar groot verantwoordelikheid. Dan wat ek eers nog sê. So, dit is net ja, dit is sy boek het gebeur. Wat so daar was hulle dinge gedoen. Maar dan moes iemand gewees het byvoorbeeld elke dag die waskom se water opgevul. En word gepraat in die woord. En dis nie in die skaars. Iemand wat hou byvoorbeeld die bronsaltaar gesit het om die vuur te laat brand. Iemand wat moes skoonmaak. Mense het al die beeste en al die bloed gedoen. Ons het mense skoon gemaak het. Daar was baie bloed gewees. Iemand wat die seile moes span. Daar was baie werk gewees. Almal was priesters met verskillende werk. En net so het ons verskillende werk vandag. Ons is een liggaam en een doel om die koninkryk te soek. Ek sê altyd daai toere, dit is soos 'n skip. As jy 'n skip het 'n eindbestemming. En op 'n skip moet daar 'n mechanic wees wat hy die engine ingaan. En dan moet daar so 'n kok wees wat hy die mechanics kos gee, die kaptein kos gee om die toer te doen. En dan is daar so 'n kaptein. Almal moet saamwerk en die skip het 'n rigting. Hy moet gaan so hy het 'n einddoel. Ja? Maar die mechanic kan nie die kok wees nie. Imagine hoeveel briesbroodjies sien. Sê altyd 10W50 broodjie. Dit is net lekker hoor. Maar dit kan nie wees nie. Dit kan nie werk nie. Die kaptein kan ook nie die boot regmaak nie. Elke ou het sy eie ding, daar's een doel. Sy pos wat hy moet doen om die reis sukses te maak. Die punt van die saak is, wees bly as jy nie 'n leraar is nie. Want, glo my, die leraars word die meeste aangeval. Die woord waarsku ons in Jakobus 3 vers 1. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Groter oordeel sal ondergaan. Leraars word baie versoek. En die grootste ding wat in die versoek word is hoogmoed. En is dit nie maar die vraag wat val uit in die hemel van die begin. Dit was hoogmoed gewees. Want as jy baie kennis begin ontvang, en dis wat gebeur, het allemaal maak vir oop. Hy het vir ons sy skatte, hy sê vir ons die skatte die woord. So sodra jy begin sy skatte kry, jy 'n groot voorreg is. Dit allemaal kan net soos eer vir dit. Dis amazing as allemaal vir jy oop. Maar daardeur begin jy preek dalk nice klink. Jy van, wow, hy sê ander goeders. Wat gebeur? Dan begin jy video's groei. Jou subscribers word al hoe meer op jou video's. En jy begin al hoe meer likes kry. Dan begin jy van die werk. En dan begin jy trek. Dan word die goeie handelmens verander in 'n celebrity. Dan wou jy eie koninkryk. Want ewe skielik kan jy mense dan nie meer met jou praat nie. Die mense moet 'n afspraak maak om by jou te kom.
Of hulle moet deur iemand werk om by jou uit te kom. Ek verstaan nie. Mense is baie keer besig. Dit is baie keer is daar net, jy kan nie afkyk. Maar baie keer eindig dit met my way, no your way. My way or the highway. En so word die liggaam afgebreek. En die probleem is leraars vandag, en ek mag ek met ons almal is leraars. Maar as jy leraar konsentreer eerder op die einde van die dag op die video's. En hoe meer video's uit te sit, meer kennis te kry, en ek vergeet om verhouding te bou met die liggaam. Laat dit iets verkeerd gaan in die bediening, byvoorbeeld soos die klank, of 'n video, of selfs 'n toilet wat sy water nie werk nie. Dan is daar moeilikheid in die bediening. Maar die probleem is, die image moet reg wees daar van so 'n bediening. Alles moet in excellence wees, want wat gaan die mense sê? Ja, daar moet orde wees. Maar hoekom staan jy nie vroeër op leraar en kom kyk eerder vir die mense wat agter die skerms werk nie, in plaas van om net te raad. En as jy sou sien, mense wat hulle alles gee, en dis nie goed. Want as daar iets nie reg is nie, is jy gou moeilik te gee as 'n leraar van 'n bediening. Dit is skiep. As jy jou eie koninkryk bou. As jy nie humble is, as jy nie hierso kan wees en so groot voorreg, dit is so amazing, dankie almal daarvoor. Maar gaan help skorrel goed was al bly word op jou hart wil jy lei op. Maar gaan help skorrel goed was. Wat doen jy te help? Want wat maak jou beter? Jy is geseën met 'n gawe van Allah af om woord te kry. Dis 'n groot voorreg. Wat maak jy beter? Mense gaan uit die bediening uit, hulle word seer gemaak, hulle word afgekraak, hulle word gebreek en dan val hulle terug na 'n ou weg, terug in die wêreld. So pas op leraar en hulle bloed gaan dalk op jou hande wees as gevolg van jou hoogmoed en jou koninkryk bou. As jy as wolf die skaap is geword, maar twee dae veroorsaak. Hoor gou skryf Jeremia 23 vers 1 dit. Wee die herders wat die skape van my weide laat opkom en hulle verstrooi, spreek die Here. Daarom so sê die Here, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas, julle het my skape verstrooi en hulle verdryf en hulle nie opgesoek nie. Hoor wat sê Jahwe hierso, wat gaan met jou gebeur herder as jy die skape verwonder en wegjaag. Kyk, ek besoek oor julle die boosheid van iemand en spreek die Here. Ek self, dis Allah sê sal, ek self sal die oorblysel van my skape versamel uit al die lande waarin hulle verdryf het en ek sal hulle terugbring na die weiveld en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig. En ek sal die herders oor hulle verwerk wat hulle sal oppas en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie, spreek die Here. As ek hierdie stuk lees, gaan albei die herderskap af. Hy sal self herders aanpas. Hy sal self nuwe herders gee. Maar pas op, jy wat dink, jy is hierdie groot, goeie herder is. Die verwilde skaap is, alles hy sal en sal weer op die land. Ons moet baie versigtig wees. Dis maar weer sê, wees versigtig. Maar ons almal is herders. Ons almal is priesters. So daar waar jy gaan praat met daai mense wat almal op daai staan gesit, pas op. Moet daai persoon nie verwonder nie. Mag Abba se roog, sy Heilige Gees ons leer hoe om met daai persoon te praat. Dis baie belangrik. Ek gaan volgende week Abba se bid is dat ek praat met die wolf en skaap kleur. Hoe daai wolf die skaap is verwonder. Maar Abba sê sal regte herders gee vir sy skaap. Dis hoe mooi Abba. Dis hoe lief Abba is vir daai kinders. Dis hoe lief is hy vir daai skaap is. Hy sê regte herders gee. Dit is baie belangrik is in die bedieninge wat die liggaam van Yeshua verteenwoordig en dit is kennis. Wat Abba gebruik baie keer kennis om mense te bestudeer. Dis daai van ek, daai van tip, daai van ek het 'n raad. Ons kyk baie keer by toere kry dit ons doen met mense wat altyd graag by Torah dan is, want dit is nie aksie so nie. Maar die mense wat soos hulle weet, hulle het 'n raad, hulle is gelangs op bokke. Kyk, jy kan, dat jy nou met haar stry, dan daar sê nou daai. Want sy weet nie, sy het geleer, dis dit en dis klaar. En dit is baie gevaarlik. Ek wil sommer hardloop as ek dit kry, want dit is nie lekker nie.
Maar dit gebeur, en dit is as jy 'n raai vet. Dit is as jy 'n raai vet, jy kan 'n raai. Jy sê, mag Abba ons handel hou. Dis my hartbegeerte, net om daai handelssin te lees, wat nog net, ons ken net, ten deel ek nou van praat, ek weet ek wat voor ek, maar is nie nou, ons ken net 1%. En dis 'n groot voorreg om dit te weet, mag Abba net ons meer en meer leer. Hy gee sy skatte vir ons, vir die wat dit soek. Met ander woorde, al hierdie kennis in sy woord vir die wat dit soek. Maar die probleem is, wat doen jy met daai kennis wat jy kry van Abba of liggaam en so? Is dit vir jouself? Is dit vir jou eie ego? Is dit om jouself te boost oor daai kennis wat jy het? Maar dit gebeur. Of is dit om die bruid te stig en te doen? Efesiërs 4 vers 1 sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid en met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig sterwe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Jahwe wil hê ons moet mekaar met alle nederigheid en sagmoedigheid met lankmoedigheid, terwyl jy mekaar met liefde verdra. Dis hoe Vader wil hê ons moet priesters wees. Nee. Dis daar in die Bybel dat hy plat is. Die ding is, ons moet strewe, ernstig strewe, en dit is die Paulus, hy vermaan ons. Ons moet ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, die band van die vrede. En dis wat die vyandskering is. Die mense met Bybelsnaam. Ons moet mense leer. Dit is belangrik. Esegiel is duidelik dat ons moet praat, al luister die mense nie. Esegiel 3 gaan 36 Esegiel 3. Want hy sê, as ons nie met die mense praat nie, dan sal ons bloed op ons hande wees. Maar met vrede en sagmoedigheid. En as hulle nie wil luister nie, die stof afskud en weer. As Esegiel 3 gaan lees, ek weet ek praat baie oor, Abba sê daar, so Esegiel gaan praat met hulle. Hy sê, ieder skool, eet die hele woord, eet op. Geestig. Dan sê Esegiel, weet jy wat, jy gaan, mense gaan luister. Hulle gaan nie luister nie. Vader weet, hy sal in Esegiel se tyd sê, die mense gaan nie luister nie, want hy ken hulle, weet jy, streewig, hulle wil luister, hulle rebellie, hulle stubborn, hulle gaan nie luister nie. Dan sê Esegiel, maar ek sal jou hou 'n kop vir jou vooraan, dat jy met hulle kan praat. Ek gaan jou 'n bietjie harder maak, dat jy met hulle kan praat. Wat anders is dit op jou hand? Okay, maar moet ons teken ons nou gaan, nee. Dis wat so baie is. Abba sê in Esegiel 36, dat hy sal sy Gees gee om ons te leer. Hy gaan die hart van klip uit die hart van vlees gee, om ons te leer. Hy gaan ons reinig, hy gaan ons leer, hy gaan ons prikkel met water, hy gaan ons leer. So ons moet baie keer kom ons op 'n punt wat jy gaan praat met die persoon, jy gaan kom praat, uit liefde uit, lering, sagmoedigheid, vrede. En dan, ja, daai ou, as jy kom op gepraat, gaan hy raad terugvat, vierde raad, en hy gaan begin ref skeer, as ek praat met die mechanical, hy gaan kom vir jou. Want hoe kan jy dit sê? Hy gaan dit doen. En dan moet jy in vrede die stof afskud en ander weg. Die stof afskud beteken, skud af die losse stof los. Moet dit nie saamvat weer na die volgende plek waar jy weer 'n geleentheid gee om 'n priester te wees. Skud af, as dit klaar. Dit is belangrik om as 'n liggaam eers saam te stem met die woord.
vra vir Abba om jou te leer. Abba sê, hy gaan, soos Jeremia, hy sê vir Jeremia, ek het hierdie roep vir jou, ek gaan jou bewaar. Jeremia 1:8. 1:5, ek het vir jou roep, ek wil met jou geloof nie, ek het die roep vir jou gegee. Jeremia 1:9, Jeremia, ek gaan jou tong vir jou roep, so dit jou gewaar. Hy gaan jou help. Hy gaan vir die gawes gee om op daai oomblik. Dat jy iemand help nie, jy wil gaan en gaan praat met iemand wat die woord ken. En glo my, hulle ken die verse. Hulle ken die verse. En jy gaan hierdie klippe koue, hier eers, hierdie woord. Vra vir Vader om te leer, bid voordat jy gaan na die persoon, vra vir allemaal om dat sy woorde in jou mond is. Nie dat jy daai persoon wil verander, dat hy daai persoon verander. Gaan getuig met die persoon, maar jy moet die woord ook ken. Ek het net gesê van hoe weerstaan jy die vyand. Dis om hom te ken. Om hom te ken, dan kan jy weerstaan. Dis belangrik. Daar is een woord en een swaard. En baie keer is daar, as ons vir Abba vra, en ons moet versigtig ook wees, want die vyand gaan kom en hy gaan jou kwy van jouself. Hy doen dit, geloof my. Hy laat jou sleg voel as jy met mense praat oor die waarheid. Hy doen elke keer in die toer en hy glad nie meer. Hy laat jou twyfel. Hy laat jou twyfel. So, die ding is dan, begin jy net maar goed ek raar om na mense praat, hulle kom nou so ver. Hy so ver geraai, iemand toe is ver geraai, dan moet hulle kom bykie woorde hoor. Dus kyk jy, hy laat jy twyfel. As jy verstaan wees, ons steeds die kompromis. Ons moet nie kompromis hê. Yeshua leer ons, Mattheus 10:34. Yeshua sê dit self. Moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het gekom om vrede te bring, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Sê Yeshua. Nou daai swaard in die Grieks is Makaira. En dit beteken, as jy gaan kyk die stroos van, dit beteken 'n wapen. Hy praat nie daarvan die woord. Hy praat vanuit 'n wapen. Die swaard is 'n wapen. Die swaard moet die geveg. Dis wat die swaard ons bring. Nie net vrede, hy vrede bring. Maar, hy sê klem op die swaard. Dis dieselfde swaard wat verwys word na die wapenrusting, dieselfde naam. Die wapenrusting is daai swaard van die Gees. Efesiërs 6:17. Die swaard van die Gees. Daai swaard beteken, as jy straks gaan lees van dit, dieselfde naam, beteken 'n wapen. Maar ons weet die woord is ook 'n swaard. Dit is sy swaard. Dit is jou wapen. En dis hoe jy die vyand gaan wen is met woord. Dis wat die swaard. Dit is die swaard. Maar is nie tyd met ou tyd bol wees. Tyd met ons soos Joshua wees. Dat mense ons se loop. Gaan kies wie jy wil dien. Gaan doen nie na alle goed is, maar mense ons kies die regte pad. Voor die bloedland gaan, hy het daai giants gehad. Maar hy kan nie reg gekry. Hy het ook gaan bestry vir terug te gaan. Hy het gesorg hy is reg om te gaan. Seker gaan. So mag Abba se roep ons lei, die regte woorde in ons mond plaas op daai stadium. Ons moet sy swaard aantrek elke dag. Ek het 'n storie gehad van die gordel. Die gordel wat ons moet aansit. Nie die broek styf maak. Die gordel, soos ek gister laas gepraat het van jy moet jou staaf in jou hand en jou voete, jy moet reg wees. Jy moet die skoene aan hê, jy moet reg wees. Gordel styf. Ek dink terug het ons gepraat het van Dawid en Goliat. Toe Dawid hardloop, hy gesê jou onbestuur is Filistyn, ek kom in die naam van Jahwe. Maar hy het sy broek nie styf was maar gordel styf, want sy broek sou op sy knie van en dalk gepoetjie was. Dis belangrik, jy moet vas wees. Gegordel wees. As jy die vyand aanvat, jy kan nie met 'n los broek daarvoor om te staan. Dit gaan nie, hy gaan vir jou raak. Gegordel wees. Swart in man. Jy moet ons onthou, as ons ken nie die dele. Daarvoor moet ons die mense leer met wie die handel is. Micha 6:8 sê, kyk, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen en liefde te betrag.
en ontmoedig te wandel met jou God. Liefde te betrag. Vader, sal ons bekend maak hoe jy by situasie moet hanteer, vra hom net voor jy moet gaan. Net om nodig, jy kan nie iemand doen nie. Daar's tyd en plek vir alles. Net soos daar seisoene en die prof Adam weer persoon te leer met weer gepraat. Daar seisoene, verskillende seisoene in mense se lewens. Daar's verskillende groei in mense se lewens. En mag alles jou hoog, jou wys en regte woorde in die mond plaas, maar daai persoon wat op jou pad gesit is, om daai persoon op daai stadium te leer wat jy moet doen. Christus van jou. Ons moet met lering, sagmoedigheid nie afwyk links of regs van die waarheid. Dit is baie belangrik. Daarvoor moet ons mediteer oor die woord dag en nag, hierdie getuienis wees vir Jahwe en nie mense oortuig. Ons moet die getuienis wees. Heilige Gees, Ruach Kodes sal getuig. En net getuig. Ons kan net getuig en ons leefwyse met 'n getuienis van lig wees. Jy help net getuig en jou lewe is nie lig nie. Baie belangrik. Ons moet versigtig wees om mense nie te oorlaai met al die dinge nie. Want dit is toch, ek is baie geskuldig daaroor, ons het hierdie, jy kan jou oor. Sê, jy wil vir mense gaan vertel jou leefgevangenis, hoe al by jou leefgevangenis is getuienis. En jy wil alles vertel. En dit is toch ons mens, ons wil jy wil vertel van die goeie nuus. En, maar het is belangrik dat, bietjie vir bietjie, jy kan nie as so 'n persoon op een slag neersit nie, want daar ouens gaan sê, hey, jy is so weer, ek vat net tas in baie. Bietjie, om te sê, dis bietjie, die woord sê, die Zulu sê, kan nie kan, bietjie is die woord, bietjie vir bietjie, maak baie, ek het die drywer van wat gesê, bietjie, maak baie. Want jy kan 'n persoon dat hy net al saadjies geplant en hy kan inkom hierso en jy kan vol so dat skrik dat hy nooit weer op terug gaan nie. Sê jy daai mense is weer. Dit is nie 'n probleem, want die feit maak mense vas met tradisie en hulle is baie sensitief. En jy kry net die punt van die saak is dat jy kry nie daai wetgeleerdheid. Jy kry dalk net daai wetgeleerdheid op 'n ander persoon. Want wie sê jy gaan wees? En die ding is as jy daai enige geleentheid gee, staan nie terug en vra vir alles Heilige Gees sy oog in jou te bid. Dat jy nie verwilder nie. Baie bietjie kom tyd, soos 'n persoon groei. Onthou altyd, dis nie jy en jou kennis van die persoon verander nie. Jy is nie 'n instrument. Jy is nie 'n instrument. Dis Abba Vader se oog wat die persoon verander. Romeine 12 vers 3 sê, en word nie aan hierdie wêreld by vorm mag gedien, maar word verander deur vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en daggevalle en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toegedeel het. Dit is belangrik. Abba stofwys. Dis is dit hoe ons moet weet wat om te sê. Nou mense kan ook kry, aan die ander kant, daar koppige mense wat nie wil luister nie, dit gebeur ook. Dis waarvan die Sweet op 3 praat. Daar gaan twis wees, baie keer op. Daar gaan partyskap wees. Want dit word, mense kom aan, ons het al baie keer gekry, kom mense na toer en wat hulle hierdie, baie soek al die versies gememoriseer, wat hy vir ons wil opnoem hierso. En ek al baie keer gepraat, met half Paulus, heeltemal uit konteks uit, en hulle haal net sekere versies aan. En dit is belangrik, jy moet gaan leer. As jy dit wil doen, as jy wil 'n spreekbuis wees, as jy 'n priester wil wees, gaan leer hieroor. Gaan leer as die ouens praat van die son met die wit doek wat gesak het. Gaan leer om sê, maar dis ou, maar lees 'n bietjie verder, dan word jy presies verduidelik. Gaan leer dit. Jy kan nie gaan wil daai ou reg help maar dan ken jy nie eintlik.
Dis belangrik. Hy gaan kom. Hulle kom met daai en dit gebeur baie, sien baie betoere. Hoe mense opinie, tradisie. Die mense wat sê my predikant sal nie vir my lief nie. Dit ons kry baie. Daar's heeltyd 'n gestrydheid tussen die liggaam, tussen bedieninge. En dit is nie hier is net die liggaam nie, daar's ons almal saam in die liggaam wees. Ons almal saam met die eenheid wees. Want ons is saam met ons susters. Hulle het al my harde stem gesien. Skus julle aan die partreis lang. Okay, ek is agter, ek het sagter gepraat. Maar ek sê as jy altyd 'n gestrydheid tussen bedieninge. En baie keer raak dit lelik. Baie keer raak dit baie lelik. Ons het nou onlangs gekry van mense wat sê, "Wel, jy's stupid as jy dit doen." Of jy sê niemand. Dit is erg hoe mense dit sê dan buitekant. En dis nie Abba se wil nie. Dis nie Abba se wil nie, want tweedrag en twis kom tussen mense in. Die punt is, so vinnig kan daar twis kom. So vinnig. Paulus het dit, hy het reg. Paulus het 2000 jaar gelede het hy tweedrag en twis tussen die Fariseërs en die Sadduseërs gebring, so. Vinnig. En hoe vinnig, as Paulus dit kan regkry 2000 jaar terug, om tussen Sadduseërs en Fariseërs wat die woord ken, twis te bring, hoe vinnig kan die vyand nie dit bring vandag? Om te verduidelik, ons lees daaroor. Handelinge 23 vers 5. Daarom sê Paulus, ek het nie geweet, broeders, dat hy hoofpriester is. Nou Paulus in die storie van hy sit met hy met by Handelinge kom en almal steun Paulus, want Paulus is, hulle sê Paulus is vandag so mense, of Paulus is besig, hulle sê hy is besig om net hierdie genade te verkondig. Net hierdie, ek weet die grace kry. Net daai van net is net onder grace. Ons is nie meer onder die wet nie, ons onder genade. Daai eenheid. Mense hulle kla hom aan, hulle sê moes Paulus maar juist gaan dit doen nie. En as jy gaan verder is, want dit is Handelinge 24, erken hy dat ek Paulus, ek onderhou die wet, ek volg die profete. Hy sê dit daarso in Handelinge 24, maar hulle sê soos so teen hom, want hoe kan jy Paulus dit nou sê? Hoe kan jy nie beskik verander? En hy kom en hy sê die storie van hulle gaan hier, dit is Fariseërs, dis Sadduseërs, dit is hooggeleerdes. Hy self was 'n rabbi wat hooggeleerd is. En hy het 'n goeie plan gehad. So hy sê, het julle geweet broeders dat hy hoofpriester is nie, want daar staan geskrywe van 'n owerste van jou volk mag jy nie kwaad spreek nie. En omdat Paulus geweet het dat die een deel uit Sadduseërs en die ander deel Fariseërs bestaan, het hy die raad uitgeroep en gesê, broeders, ek is 'n Fariseër. Baie was slim gewees. Ek is 'n Fariseër, 'n seun van 'n Fariseër. Oor die hoop en die opstandiging van die dode staan ek voor die gereg. Die hoop en die opstandiging staan voor die reg. Want dit is wat hy gedoen het. Dis wat Paulus gedoen het. Hy het die evangelie gaan verkondig. Okay? En toe hy dit sê, het daar twis ontstaan tussen die Fariseërs en die Sadduseërs. En die menigte het verdeel geraak. Want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding is nie. Ook geen engel of gees nie. Maar die Fariseërs bely albei. Toe was daar 'n groot geroep en die skrifgeleerders van die party van die Fariseërs het opgestaan en heftig gestry en gesê, ons vind geen kwaad in hierdie man nie en as 'n gees met hom gespreek het of 'n engel, laat ons nie teen God stry nie. En toe daar 'n groot twis ontstaan het en die owerstes oor 1000 gevrees het dat Paulus deur hulle verskeer sou word, het hulle soldate beveel om hom te gaan en hom met geweld weg te neem onder hulle uit en in die kamp in te bring. Ek dink die Paulus, julle kan maar nou fight, ek is nou uit die prentjie uit. Net so, hy twis onder die Fariseërs en Sadduseërs. Hoe onder die vyand. En ons sien dit vandag so in die vyand, net so van twis oor die kleinste goedjies tussen ons. 1 Korintiërs 11 vers 18 sê, want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeuring onder julle is en gedeeltelik glo dit.
Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle bewaar kan word. Paulus sê weer eens, daar gaan sleep. Daar gaan partyskappe wees. Dit gaan gebeur. Dis normaal, hy het dit beleef, hy het dit self beleef. Ek dink daai was dit baie erger geweest as imagine yourself dat jy moet nou vir Jode gaan verduidelik van Yeshua te sterf. En Israel. Want almal, dis hoe die Messianies verstaan het, was daar weer geweest. Daar was 'n groot gestrydheid geweest. Want daar moes jy actually vir hulle sien. Daar was heeltyd partyskap en skering. Die punt van die saak is dat ons moet die groter prentjie. Ons moet vir Abba vra ons te wys wat belangrik is. Is dit belangrik om te sit en te wag vir die sliwer of die donker maan? Of is dit belangriker om die fees te vier? Want glo my, jy kan nie, as jy bediening kan jy nie wag tot die sliwer. Dit is moeilik om vooruit te beplan vir die meisies te lekker same aand van eenheid as jy moet wag. Hoe gaan jy kan vooruit doen? Want wat is die klem? Soos die werklope. Toe, dis van pre, post, medium, weet nie wat dit ook al. Daar is so baie verskille oor die weg. Ja, maar julle sê so. Wat is die punt? Yeshua sê, bemoedig mekaar. Ek kom haal dit. Punt. Maar nou gaan ons so praat. Ek sê op mense met jou toe, asseblief moet nie vra oor die wegraping nie. Ek gaan nie vir jou antwoord nie. Daar's 'n belofte, hy kom haal ons. Want dit bring skering. En die vyand wil hê baie keer om ons mense te raak. En die ding is ja, dis goed as Abba jou iets op jou hart geplaas het, hierdie skat in die woord vir jou oopgemaak het. Amazing, deel dit met jou boetas en sissas, maar maak seker dat met wie jy dit deel, dat jy nie gaan verwilder nie. As daar sekere goeders wat jy moet praat oor in die woord, wat dalk nie vir hy se van 'n boeta is. Want as jy nou vir iemand moet ewe skielik oor iets niets te reveal, dan gaan hy julle ouens, julle raak Judaïsme en dit is vinnig wat dit gebeur. So mag Abba self ons wys, mag roog deel ons praat, mag ons net die spreekwyse wees. Vir daai situasie waar jy moet sê, wat oor? Ek uit die pad. En dis die ding. Ons moet pas op om te raak en punte mis. En dit is presies wat Yeshua vir die Fariseërs gesê het. Dis kom hy vir hulle gesê, julle ouens worry oor hande was wat nie eers 'n wet is nie, dit is 'n oral Torah, dit is 'n mondelingse wet. Worry jy nie oor julle ouers wat julle nie eer nie, dis belangriker. En dis die ding, daar's belangrike goeders wat belangrik is. Die res is alles obedience. En is amazing hoe jy moet daar presies op te help en leer van, hierdie ding nou, hierdie in die woord is, wow, Abba het vir my reveal, en kom ons gaan praat daaroor, kom ons gaan kyk wat sê die woorde, ons midrash bietjie, ons wel bietjie idees uit oor dit, en ons praat saam oor dit wel, wat is Abba se wil, en ons besluit saam as eenheid, ons bid saam eers vir Abba, en ons praat, Abba leer ons oor hierdie situasie, en as Abba antwoord, yes, dan staan ons vas op dit. Maar, moet jy moet nie as daai nuwe persoon nie inkom, en nou jy skielik sê, nee man, dit is, mag nie ongevolg. Mag Abba ons leer, mag ons daai onderskeid hê. Daai onderskeid hê met wie en wat ons moet praat. Dit is dit is. Maar die stilte. Dis belangrik. En ek het al geleer, die maklikste is om vir so 'n persoon wag tot hy die vraag vra. Wag tot daai persoon die vraag vra. As daai persoon kom na jou toe en vra, "Jesus maar, wat nou vir die vak?" Dan vra hy vir wie jy reg. Nee, klop. Dan verduidelik jy hom. Jy sagmoedigheid, lering, vrede, dit mooi praat met hom daaroor. Want ons kan skeer, ons kan twis bring daardeur. Ons net daai humbleness hê, daai humble heart hê. Ons self eerste plek, dat jy self kan getuig. Jou wie jy is moet getuig. Jou liggie wat jy skyn, daai wêreld buitekant. Dit moet getuig. En dan gaan daai persoon dis heel eerste stap, dan daai persoon begin honger raak vir wat jy het. Hy gaan ook leer van, kyk as jou kinders, kyk wat liefde tussen julle twee, jy man en vrou. Kyk hierdie happy joy in die bediening bijvoorbeeld.
wat doen jy nou? En dan begin jy na persoon werk. Dit is 'n pad. Dis 'n pad. Jy so net te sê van die weg na die leer daar gaan jy. Spring doen daar sien. Dis 'n pad. Dis 'n pad wat ons, dis 'n pad wat jy na daai persoon stap. Maar mag Ruach die saadjies plant. Daai persoon gaan nog nie daai oomblik luister nie. Hy gaan nog nie, hy gaan nog sê nee, hierdie is nie vir my nie. Maar jy ten minste jy die saadjie geplant. En dis wat Petrus sê in 2 Petrus 2 vers 21 sê. Dat dit is beter as jy nie geweet. Want nou dat jy weet, is dit en jy gaan terug na jou ou lewe so goed soos 'n vark wat terug gaan na ons eie moeder. En dis dit ons moet. Jy moet net kan sê. Ek sê altyd vir nou sê, en nou as jy dit binne eendag gaan kom, gaan Abba vir jou vra, hoekom het jy gedoen? En hy sê, daai ou net les kom. Hy het vir jou gesê. Dit is die ding. Ons moet net spreekbuise wees vir Abba, die shofars wees, die mense help. Maar daar's tye wat ons op moet uitdruk. Daar's tye wat ons op moet uitdruk. Die soort het gesê, ek kom nie so. Maar mag Ruach ons leer. Amen. Kos dit ons voor. Vader, dankie Abba vir die woord wat U vir ons vandag gegee het, Abba. Vader, ek wil vanoggend vra, Vader, dat U ons sal as die liggaam sal kom leer, Abba. Abba, ons het hierdie hartsbegeerte om net hierdie liefde en lering en sagmoedigheid te gee vir boetas en susters daar buite, Abba. Abba, ek wil vandag vir U kom dankie sê dat daar was op 'n stadium was daar mense in ons lewe geplaas wat ons kom leer het. En Vader, vergewe ons vir die keer dat ons dalk stil bly. Wat ons stil gebly het, Abba, wat ons te bang was om te praat. Wat ons hier by ore sis en om totale te kry of net om die vrede te bewaar om stil te bly. Vader, maar ons wil vandag vir U vra, Abba, ons wil humble wees. Kom wys ons, Abba, kom wys ons, kom plaas U die woorde in ons mond. Soos U Esegiel se woorde in sy mond geplaas het. Soos U Jeremia se tong geroer het. Abba, mag ons on fire wees vir U, Vader, en hierdie ligdraers wees van Yeshua en sal uitgaan en U ons lig laat skyn vir die mense daar buitekant. Dat hulle die honger sal hê, Abba. Ons smeek U, Vader, dat hulle honger sal hê, Abba, om te kom en te kom leer hierso, Abba. Abba, ek bid vandag weer eens vir nuwe mense. Mense wat daai honger het om te kom leer hierso. Mense wat, of dalk selfs mense wat alles ken, wat ook daar moet kom om te kom leer om weer humble te wees. Abba, want dis Yeshua het vir ons geleer en die perfekte voorbeeld is Yeshua, hoe Yeshua geloop het op aarde. Hy was humble geweest. Die koning van konings was humble geweest. Hy het nederig, hy was sagmoedigheid, maar hy het ook die swaard gehad, hy het vasgestaan ook op die waarheid. Vader, leer ons, Abba. Abba, ek bid, Vader, dat ons sal vergewe vir die keer dat ons dalk twis gebring het. Want ons dalk veroorsaak het oor partyskap. Abba, ek wil U eer vandag vir hierdie hande en die voete en die oë en die monde van hierdie liggaam hierso, Abba. Vader, dankie dat ons elkeen 'n spesiale roeping het, Abba. En Vader, ons kom vanoggend en vyand, dankie dat U vir ons hierdie tyd gee dat die vyand kan weerstaan in Yeshua se naam vir sy leuns. As hy dan vir 'n boeta of sussie hierso bly lieg en sê jy is dit nie werd nie. Ons kom jaag jou weg en ons verklaar in Yeshua se naam dat ons is konings, ons is priesters. Ons is Vader Yeshua, hy is ons erfgename. En dankie daarvoor dat ons erfgename kan wees, Vader, van U. Soos Yeshua, soos ons die erfgename is deur Yeshua, Galasiërs 3:19 wat U sê ons is erfgename aan die beloftes wat gegee is aan Abraham, Isak en Jakob. So is ons ook die erfgename soos U daai gesê het, leef hier, julle is die erfgename. Dankie dat ons wettiglik erfgename is. Dankie dat ons wettiglik eersgeborenes is. Dankie, Vader. Abba, ek bid, Abba, dat U ons sal kom leer deur U Gees. Ek bid dat U ons al gawes sal gee van wysheid en kennis en onderskeid. En Abba, ons bid ook, Vader, dat U die grond sal voorberei vir ons, Vader. Dat U voorbereide grond vir ons sal gee, hierdie grond wat oop is vir die saad, Abba. Vader, ek bid so, Vader, dat daai grond soos ek het al geryk as 'n boergrond wat ons geboer het, daai grond wat so omgeploeg is soos 'n soet geur, as so lekker geur is, 'n grond so lekker as hy omgeploeg word. Maar mag daai grond so lekker wees vir U, Vader, en daai saadjies wat opgeplant word, mag ons daai sade net gee, maar mag sy sade net strooi. En Vader, ek bid nou, Vader, dat U Ruach, U Heilige Gees, daai water sal kom uitstort oor dit, Abba, so dit sal vrug dra. Abba, ek bid, Abba, dat U ons sal kom leer, Abba,
kom leer ons, Abba, en dankie vir die skatte wat U vir ons gee, Abba. Abba, ons hartsbegeerte is, Abba, om U te gehoorsaam. Dankie dat U seun Yeshua gestuur het, sodat ons kan vry wees. Sodat ons kan vry wees van en dat alles betaal is. Dankie Yeshua dat U gesterf het, dat ons kan vry wees en ons kan lewe en ons kan uitgaan as hierdie disippels. Vader, leer ons Abba om die mense te leer, want U sê ons moet hulle gaan leer. Dankie Vader. Abba, ek bid vandag, Vader, dat U die dag sal seën. Abba, dat ons nou die tabernakel toer gaan hê. Bid ek dat U ons sal seën, Abba. Vader, dat ons net die spreekwyse vir U sal wees. En Abba, dat U vir ons sal die regte woorde in ons mond sal plaas. Abba, ek bid ook, Vader, daar waar ons nou hierdie week gaan en waar almal by huise gaan wees, Abba. Vader, waar die verskillende, al hierdie bedieninge wat sit hier so vandag, Abba. Abba, ons is almal bedieninge vir U. Ons is almal hierdie dienstes vir U, Vader. Abba, ek bid vandag, Vader, dat U hierdie geleenthede sal skep, Abba, dat ons, waar ons is, in die skool, by die werk, by die huis, dat die priesters vir U sal wees, vir die priesterlike aantrek. Maar nie ons wil, Abba. Ons wil, soos die priesters daardie het bou doen, wil ons het doen, Abba. Dankie, Vader. Abba, ek bid nou, Vader, die seën uit wat U vir ons gee. U sê vir Numeri 6, spreek dit oor Israel. Abba, U het ons so lief dat U tot ons 'n seën gee. En daarvoor kom eer ons U vir die seën en ons ontvang dit vandag. Abba, ons is deel, ons is erfgenaam, ons is deel van dit. Abba, daarvoor gemaak het ons vandag hierdie seën ons maak dit ons eie, Abba. Dankie, Vader, vir die seën. Boetans is al, ontvang nou hierdie seën wat Abba vir jou het. Ja, Varecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panavrecha Vichineka. Yesa Adonai Panavrecha Yasemecha Shalom. Boetans is Abba sê, hy sal jou seën. Glo jy dit? Abba sê, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar. Abba sê, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Hy sê in Psalm 91 sy woord, en sy woord is vas. Maar ken hom en wees lief vir hom. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal sy aangesig oor jou draai, soos hy daai tyd, soos hy gedraai die dag toe hy vir sy gesig van Yeshua afgevat het. So sal Abba vandag vir jou kyk. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn soos Moses geskyn het van Berg Sinai afgestap het, toe Abba van die covenant gegee, die huwelikskontrak vir sy bruid. Ek wil alles sê, Abba vandag vir jou moet aan sy saam, hy het vir jou shalom vrede. Hy het vir jou hierdie vrede, vat het vandag en maak met jou. Gaan leef daai vrede uit in jou huis, tussen jou kinders, daar waar jy by die skool is, daar waar jy werk. Dat jou lig skyn die vrede, want Abba is in Heer, hy seën jou vandag. Dankie Vader, ons eer U, dankie vir vandag, Abba. En dankie dat ons alles kan vra deur U seun, die koning van konings, ons hoëpriester, Yeshua Messiah se naam. Dankie dat U sê alles wat ons in U seun Yeshua se naam vra, sal U vir ons gee. Daarvoor kom vra ons alles vandag in U seun Yeshua se naam, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.